staan op vir die laaste 2 liedere. Thank you.
Goeiemôre weer eens. Vir die wat dalk toe ons met die voorsang begin het nog nie was nie. Verskriklik welkom by vanoggend se erediens. Dit is so groot voorreg dat ons as gelowiges by mekaar kan wees. Ek het vanoggend wakker geword met hierdie gedagte dat ons dikwels die gemeenskap van gelowiges, kerk wees, sommer van selfsprekend aanvaar. En dan vergeet ons eintlik watter voorreg is dit om op 'n Sondagoggend hier by mekaar te kan wees. En ek wil hê jy moet net vir 'n oomblik daarvan bewus wees. En terwyl jy daaraan dink, wil ek vir ons 2 verse uit Deuteronomium lees. Deuteronomium 8 vers 2 tot 3. Wat vir ons sê, jy moet onthou hoe die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het. Hy het dit gedoen om jou nederig te laat word en om jou op die proef te stel, sodat hy kan weet wat jy dink en of jy sy gebooie sal gehoorsaam of nie. Hy het jou laat swaar kry, laat honger ly en toe met manna gevoed, iets waarmee nog jy, nog jou voorvaders bekend was. Hy het dit gedoen om jou te leer dat 'n mens nie net van brood leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. God se woord is vir ons lewegewend. En mag jy vanoggend, wanneer ons hier in sy teenwoordigheid by mekaar is, na hom luister, sy stem hoor, en mag dit jou vanoggend op 'n besonderse wyse aanraak. Kom ons word 'n oomblik stil, en dan nader ons ook tot hierdie almagtige God. Here, reeds daar in Genesis, in die begin van die wêreld, weet ons dat U geskep het deur te praat. U het gesê en alles het tot stand gekom. En Here, dankie dat ons vanoggend dan hier as U kinders by mekaar kan wees, om vanoggend weer aan die begin van 'n nuwe kwartaal te kan luister na U stem. Here, mag U vanoggend elkeen van ons aanraak, en Here, mag ons vanoggend sommer maar net weer bewus wees van die voorreg wat ons het deur die genade wat U vir ons gegee het. Amen. Geliefdes, dit is vir my 'n voorreg om julle te kan groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Mag hy vanoggend jou aanraak. Ek wil vir jou so 'n paar sekondes gee vir stil gebed. Ek weet die skole het die week begin en almal het dalk maar bietjie nog rondgeskarrel en beweeg, maar vanoggend wil ek vir jou 'n geleentheid gee om net vir 'n oomblik tot rus te kom en hier aan die begin van 'n nuwe kwartaal jou gedagtes ten volle op die Here te fokus. Kom ons gee so 'n oomblik van stil gebed. Amen. Ek wil vra dat die kinders asseblief almal vanoggend vorentoe sal kom. Ons het lanklaas julle hier voor gehad, so julle is welkom om hier voor te kom staan. En nou gaan ons agterkom, ons het nie genoeg plek nie. Ons sal moet spasie maak. Ok, julle gaan nog bietjie moet staan, dat almal plek kan hê, en dalk die kinders wat bietjie langer is, moet agter staan, en die kleintjies moet meer hier voor kom staan. Dalk moet ons vir hulle gou kans gee, die kleutertjies wat nou inkom. Julle kan sommer hier omkom tot hier voor. Die kleutertjies wat bietjie kleiner is. Hallo liefste kind. Ag, hallo my seun. Kom ja, julle kan hier so naby kom staan, dat julle ook kan sien. Daar's nie iets wat julle te veel vandag hoef te sien nie, maar dan kan julle daarom sien wie met julle praat, nê? Nee. Kom maar, jy kan hier so staan, daar sy. Hier so, dis 'n voorreg julle. 'n Volle nuwe generasie van gelowiges wat hier instap.
Ek hoop dit maak julle harte ook opgewonde. Dit maak my hart baie opgewonde. Julle gaan vandag met insqueeze, maar ek sê julle wat, ons gaan plek maak hiervoor. Ek weet nog nie presies wat ons al sal doen nie, maar die tafel sal dalk uitgaan, die kansel sal dalk so 'n bietjie uitgaan. Ons sal 'n plan maak dat hier genoeg spasie vir julle is binnekort. Dit is vir ons so lekker dat julle hierso is. Is julle opgewonde vir die jaar? Mooi, mooi, mooi. Hoe was julle eerste week van skool? Oh. Ek het baie simpatie vir die wat sê dis sleg. Skool het vir my ook eers lekker geraak omtrent hier teen graad 6 of 7. Voor dit het ek nie verstaan hoekom jy skool toe moet gaan nie. Ek wou net speel. Wil julle ook eintlik net speel? Ja, speel is baie, baie lekker. Maar toe maar julle, dit gaan 'n baie lekker jaar wees. Ek wil vanoggend gou 'n bietjie by julle hoor. Hoe groei 'n mens? Wat moet 'n mens doen dat jy kan groei? Kos eet? Water drink is baie belangrik. Slaap is baie belangrik. En bietjie koeldrank daarom, elke nou en dan moet daar ietsie lekkers ook wees, 'n sweetie, ja. Ag, en kyk hoe mooi is daai lees jou Bybel, né? Die kersie is dood, ons gaan hom nou aansteek, okay. En lees jou Bybel, ja. Ag, sê geweer? Okay. Ja, in verhoudings, né? Moet dit altyd Christelik wees, saam met ons soek 'n persoon wat die Here dien. Goed julle, nou wil ek gou 'n bietjie by julle hoor, maar eintlik het ons klaar die antwoord tot 'n groot mate gehad. Hoe groei ons in ons geloof? Kom, ons het nou klaar die eerste antwoord, ons moet die Bybel lees en ek gaan nou vir julle daarvan sê. Maar wat nog? Wat moet ons nog doen om te groei in ons verhouding met Jesus? Ons moet bid. En ons moet glo, geloof is baie belangrik. En Bybel lees, baie, baie mooi. En nou wil ek gou 'n bietjie by julle hoor. Lees julle julle Bybel? Ja. En lees mamma en pappa vir julle Bybel? Ja. En as oupa of ouma daar is, lees hulle vir julle Bybel? Ja. Ag, wonderlik. Ek is so baie bly om dit te hoor. Dit is baie, baie goeie nuus. Lees julle nog kinderbybel of lees julle al die groot Bybel? Groot Bybel van julle al, en van julle dink ek lees nog kinderbybel, nê? Ja, net om die stories mooi onder die knie te kry. Nou wil ek vir julle 'n snaakse storie vertel. Dink julle mense kan die Bybel eet? Nee. Dit gaan nie lekker proe nie, nê? Nee. Maar, weet julle wat sê die Bybel vir ons? Die Bybel sê vir ons, ons moet, soos wat ons wil kos eet om aan die lewe te bly, so moet ons die Bybel eet. Maar dit beteken nie ons moet hom letterlik eet nie, ons moet hom lees, nê? En dan gaan hy ons help om te groei. Nou ons gaan gou 'n lekker liedjie saam julle sing. Lees jou Bybel, bid elke dag. Ken julle hom? Ja. Okay, baie, baie, baie mooi. So julle kan nou sommer omdraai, dan gaan julle die woorde daar op die skerm ook kan sien, en dan gaan ons die liedjie lekker saam sing. Volwassenes, julle kan sommer saam met ons staan, en dan sing ons dit lekker saam met die kinders. Ja, kom staan hier by my. Dis hy. Yeah.
bewegings, nê. Ons sal die bewegings nog leer. Maar ek het gesien van die volwassenes onthou daarom, hulle ken die bewegings, so ons gaan dit nog leer. Julle baie dankie, die kinders, julle kan begin uitbeweeg na die kinder- en kleuterkerk toe. En ons, ek moes nou julle gestop het voor julle gaan sit het. Ons gaan lekker verder lofprys, maar ons sal nou weer opstaan, gee hulle eers kans om uit te beweeg. En dan wil ek sommer uitnodiging rig, as jy dalk nuwe kinders is, of jy weet nog nie, maar ons het vir ons kleuters van so 2,5 jaar oud af tot 6 jaar oud, kleuterkerk, en dan het ons ook kinderkerk vir ons graad 1 tot 3 leerders. As hulle daar wil wees, as hulle in die kerk wil wees, is hulle natuurlik hier ook verskriklik welkom, maar net vir die wat dalk nie geweet het nie, daar word 'n baie oulike kinder- en kleuterkerk aangebied deur ons klomp van ons ma's. Ons gaan groter ingange ook kort. Lekker. Goed julle, kom ons staan, ons gaan nog die Here loof en prys, ons gaan dit doen vanoggend deur 2 liedere, Psalm 119, U woord is die lamp. Ek glo meeste van julle ken ten minste dele van Psalm 119, maar moenie bekommer, nou sing nie die hele Psalm nie. Hier is 'n gefokuste gedeelte, maar ek wil jou aandag fokus op die woorde wat jy vanoggend gaan sing. Dit gaan goed met die pelgrim wat leef, wat met U woorde in sy hart na U leiding streef. Gee dat ek by U voorskrif kan hou, op U raad my lewe bou. Die gedeelte gaan verder om eintlik net te fokus op God se woord. En wanneer ons dit vanoggend sing, dan sing ons dit eintlik as 'n belydenis en 'n gebed om vir die Here te sê, Here, dis waarop ons lewe wil bou, op U woord. En dan daar het mense saam so gepas, Vlam 3:0, die Daniël lied, wat vra, sal ek staan of sal ek val? Vir God se woord sal ons dit doen. Kom ons staan en dan loof ons die Here. Ons moet eers oor die donker uur. Sorry, nou is ek al te vinnig. Julle moet nog staan, ek is jammer. Ek is te vinnig. Die donker uur wys die skrif van die lied en die tekens van die tyd, roep dit uit, roep dit uit. Wie sal staan, wie sal skreeu teen die onheil van die uur? Wie sal kniel by die
sal ek val. En die woorde teen die muur sê ek staan voor vuur. Sal ek staan, sal ek val, sal ek dankbaar deur die dag steeds net weer naam besing en my hart vir U bring. Nog in reinheid bly vir verandering. Net voor U sal ek val, net vir U sal ek staan. Vir U woord, vir U lied, voor U aangesig. Ek sal veg, ek sal staan, al sou alles vergaan. Maar voor U, net voor U, my God, sal ek val, net vir U sal ek staan. Vir U woord, vir U lied, voor U aangesig. Ek sal veg, ek sal staan, al sou alles vergaan. Maar voor U, net voor U, my God, sal ek val. Voor U, my God, sal ek val. Maar net voor U, sal ek val. Voor U, my God, sal ek val. Nou kan julle maar sit. Skus. Kom ons nader tot die Here en vra dat hy ons vanoggend sal seën ook met dit wat ons gaan lees. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees om na U te kan luister. Here, dankie dat ons U woord het. Dankie dat ons dit in ons eie taal het. Dankie dat ons dit kan verstaan. En dankie dat ons saam met medegelowiges daarna kan luister en daaroor kan dink. Here, ons vra dat U deur die Gees ook vanoggend dan vir ons U woord sal oopbreek, Here. En dat U ons sal help om dit in ons lewens te gaan toepas. As gebed so sittend, sing ons nou saam, spreek Heer, U dienaar luister. Lees uit 2 Timoteus 3 vers 1 tot 17, as ook net Hebreërs 4 vers 12, net daar een vers ook. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 17, julle is welkom om daar saam met my oop te maak. Dis Paulus wat hierdie brief aan Timoteus rig. Timoteus was 'n geloofskind vir Paulus. En Paulus is besig om hier vir Timoteus raad te gee oor hoe hy die gemeente waar hy in staan moet bedien. Ons lees vanaf vers 1. Dit moet jy weet. In die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig,
Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Party van hulle dring in die huise in en kry liggelowige vroue wat met sonde belaai is en deur allerlei sinnelike begeertes gedryf word in hulle mag. Vroue wat altyd iets wil leer, maar tog nooit tot die kennis van die waarheid kom nie. Net soos Janus en Jambres hulle teen Moses verset het, so verset hierdie mense hulle teen die waarheid. Mense wat in die verstand verward is en in die geloof 'n mislukking. Maar hulle sal nie ver kom nie, omdat hulle dwaasheid vir almal duidelik sal wees, net soos dit die geval was met Janus en Jambres. Maar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel en lewensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en ontberings, soos my te beurt geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Watter vervolging moes ek nie alles verduur nie, maar die Here het my uit almal gered. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Hiermee saam dan ook net Hebreërs 4 vers 12. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Ons lees tot en met sover. Dink gou aan 'n oomblik waar jy honger was. Dis nie baie lekker nie, né? Wie was al honger? Jou maag so 'n bietjie begin grom. En jy begin vir mamma skree, my maag pyn al, ek soek kos. Dis nie 'n lekker oomblik nie, maar verbeel jouself gou dan hoe dit moet voel om vir 40 dae lank niks te eet nie. Hoe honger moet jy nie dan wees nie? En dit is dan op hierdie punt dat Jesus deur die duiwel versoek word oor sy hongerte. En hy dan die Deuteronomium teks waarmee ons die diens begin het, teenoor die duiwel aanhaal. En hy vir hom kom sê, mens lewe nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. God se woord is lewegewend. En dit is vir hierdie rede dat amper op 'n onverklaarbare manier elke persoon wat tot bekering kom 'n honger te kry vir God se woord. En nou, soos ek nou gewys het, nie om hom te eet nie, maar om hom te lees. Ek kan onthou met my bekering, die aand van my bekering, het dit met my gebeur. Jy kan dit nie heeltemal verduidelik of verklaar nie, maar al wat ek wou doen was om die Bybel te lees. En ek het dit ook vir 3 ure gedoen tot vroeg in die vroeë oggendure. Volgende oggend wakker geraak en al wat ek wou doen is om verder te gelees het. En neem nou in ag dat dit 'n tienerseun in sy Desember vakansie was. Dis min van hulle wat opstaan om dan Bybel te wil lees. Onverklaarbaar. 'n Hongerte vir God se woord. Maar hoekom?
want dit voed ons siel, dit voed ons gees. Dit gee lewe. Ongelukkig leef ons vandag in 'n tyd waar die Bybel al hoe meer bevraagteken word. Die gesag daarvan, die waarheid daarvan, die oorsprong daarvan. Ons leef in 'n tyd waar ons meer as ooit kitsoplossings en kitskos het. Allerhande oulike lewensfilosofieë en raad waarop ons lewens kan bou. En dit word baie sterk aan ons oorgedra en aan ons bemark deur sosiale media, TikTok en Instagram influencers, deur flieks, TV-reekse, media, uitgesproke politikuste en sovoorts. En ongelukkig soms ook in die kerk, wat soos Paulus vir Timoteus waarsku, nog 'n uiterlike skyn van godsdiens kan hê, maar nie meer die hart van God ken. Ons gemeente het besluit, ons wil nie deel wees daarvan nie. Ons gemeente wil ons gemeente bou op God se woord. Ons kies om dit deel te maak van die fondasie van alles wat ons doen. En in die volgende paar weke, dalk vir die wat laasweek nie die eintlik inleiding tot die reeks gehoor het nie, gaan ons besig wees met dit waarop ons gemeente bou. Uit Matteus 7 en Jesus se bergrede het ons gehoor dat ons moet ons lewens op rots bou. Ons kan dit nie op sand bou nie, en dit geld vir ons gemeente ook. Ons kan nie ons gemeente op sand bou nie, dit moet op stewige rots wees. En ons gaan in die volgende 4 weke na die 4 hoekstene kyk van die gebou wat ons wil bou. Die eerste daarvan is die Bybel. God se woord. Hierdie is die mees interessantste boek van alle tye. Dis die mees verkoopste boek van alle tye, maar dis ook die mees gesteelde boek van alle tye. Dis die mees gepubliseerde boek, die mees vertaalde boek, die mees geleesde boek van alle tye. En hier nou in ons generasie begin ons so bietjie iets daarvan verloor. Moet dit nie laat gebeur nie. Moet dit nie laat gebeur nie. Daar is nie 'n lewensfilosofie, raad, slim professors, boeke, enige iets wat jy jou hande op kan lê, wat beter is as hierdie woord nie. As jy wil weet hoe om te leef, hoe om 'n goeie, gesonde, gelukkige lewe in verhouding met God te leef, dan is hierdie jou antwoord. En is die enigste antwoord. Vat dit, lees dit, soveel soos wat jy kan. Ons kies om ons gemeente op God se woord te bou. Maar dit kan natuurlik ook net gebeur as elkeen van ons as individue kies om ons lewe en ons huisgesin op God se woord te grond. Want ons is maar net 'n samevoeging, die gemeente is maar net 'n samevoeging van almal wat vanoggend hier is en deel is van die gemeente. En daarom is dit so belangrik en ek wil jou aanspoor en motiveer vanoggend om die Bybel deel te maak sentraal tot jou lewe. En wat sê ons vir mekaar as ons mekaar sê ons wil ons lewe op God se woord bou. Ons wil ons gemeente daarop bou. Dit beteken dat die Bybel die sentrale punt van alles wat ons doen en is sal wees. Dat dit die rigtingaanduier sal wees van ons besluitneming, ons beplanning, ons lewenswyse. In ons huishoudings beteken dit, en ek wil hê jy moet vir 'n oomblik vinnig net hieroor nadink. Watter plek het die Bybel in jou huis? Waar is hy fisies? Is hy in 'n kas, is hy op 'n bedkassie, is hy eenkant? Waar is hy in jou huishouding? Maak hom sentraal, sit hom op die eetkamertafel. 'n Bybel ten minste. Ons is bevoorreg, nee, ons het meer as een. So jy kan een langs jou bed hê, jy kan een op die in die eetkamertafel hê, jy kan sommer een in die kombuis ook sit, maar sit hom sentraal. Maak hom beskikbaar. Maak hom deel sentraal van jou huishouding.
As ons mekaar sê, ons wil ons lewe op God se woord bou, dan sê Jakobus vir ons kan dit nie net hoor nie, ons moet dit gaan doen ook. En dit is 'n verskriklike belangrike punt, nê? En ek wil dit eintlik vanoggend vir jou maklik maak deur 3 L's. Ek het dit al so 2 jaar terug ook in 'n preek gesê, maar ek herhaal dit vanoggend want dalk het jy vergeet. Die Bybel moet gelees word, hy moet geleer word en hy moet geleef word. As jy wil vra, hoe maak ek die Bybel deel van my lewe? Gronde daarop, lees dit, leer dit, leef dit. Ons begin vanoggend met die katekese, ons wil ons kinders leer. Maar dis nie net by die katekese nie, ek gaan nou meer vir die ouers daar sê. Dit moet sentraal in jou huishouding wees. Lees die Bybel, leer die Bybel, leef die Bybel. En dan kom sê Timoteus se teks vanoggend vir ons. Hoe kragtig dit in ons lewens kan wees. Die hele konteks, ek het die hele hoofstuk gelees, eintlik net om by hierdie een spesifieke vers uit te kom. Maar die konteks is belangrik, want Paulus skryf vir Timoteus in 'n tyd waar die skrif bevraagteken word. Die ooreenkomste tussen Timoteus se tyd en ons tyd is eintlik nogal noemenswaardig. Hy skryf dan hierdie gedeelte om Timoteus aan te moedig om te onthou dit wat hy geleer is. Hy sê vir hom, jy het van kleins af al, en ons weet dit, want sy ouma en sy ma was gelowiges wat hom geleer het oor die Heilige Skrif, oor die Bybel. Jy ken dit van kleins af, bly by dit, want dan, sê hy vir hom, sal jy onthou dat die Bybel deur God geïnspireer is. In die week het ek agtergekom, en eintlik weet ons dit, maar partykeer vergeet ons dit. Weet julle hoe baie praat die Bybel oor die Bybel? Daar's amper nie 'n boek in hierdie Bybel wat nie oor God se woord praat nie. Hoekom? Ek vermoed, dit is omdat God geweet het, ons as gelowiges gaan eers herinner moet word dat hierdie wel verskriklik kosbaar is. En dat dit die absolute waarheid is, dat dit goddelik geopenbaar is. Soos Timoteus dit stel, God geïnspireer is. En God het dit vir ons gegee, hoekom? Vers 16 spel dit vir ons baie mooi uit. Sodat ons in die waarheid onderrig kan word. Ons leef in 'n tyd waar niemand seker is oor wat waarheid is nie. Daar's fopnuus, daar's AI video's wat goed laat lyk soos asof dit waar is, wat dit nie is nie. Daar's politikuste wat wil manipuleer en dinge wil anders laat lyk. Ons sit met journalistiek wat glad nie meer reg is nie. Ons sit met selfs onderrigstelsels wat nie noodwendig meer eintlik absoluut seker is oor wat is die waarheid nou eintlik nie. Postmodernisme het alles gerelativeer. Die Bybel bly die waarheid. Lees dit, leer dit, leef dit. Ons kan nie ons lewe op enigiets anders bou nie, want niks anders is standvastig nie. Die Bybel is standvastig. Die Bybel help ons om dwaling te bestry. Ons leef in hierdie onsekere tyd, maar die Bybel sê vir ons, gebruik God se woord, want dan sal jy kan onderskei tussen wat waarheid is en wat nie. Dan sal jy dwaling kan bestry, as jy stories hoor, en dinge wat nie waar is nie, as jy jou Bybel ken, gaan jy dit weet, en gaan jy dit kan uitwys, en gaan jy daarteen kan opstaan, en daarteen kan stry. Maar jy moet begin om jou Bybel te lees. Dit kan verkeerdhede regstel. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik gou by hierdie stil staan. Paulus sê vir Timoteus, as jy die Bybel lees, kan dit jou help om verkeerdhede reg te stel. Wat bedoel hy daarmee? Ek gaan 'n storie vertel. Ek het 'n verskriklike humeur-probleem gehad as kind. Al die pad reg deur tot my bekering op 16 jaar oud. Ek dink mense was radeloos met my. Ek weet my ouers was ten minste radeloos. 'n Verskriklike humeur. Een van die eerste tekste wat ek gelees het na my bekering is Psalm 4. As jy kwaad word, moenie sondig nie, maar gaan lê in stilte en dink daaroor na. Een van die eerste goed wat die Here vir my gesê het na my bekering. En oor tyd, deur 'n klomp tekste, het God deur sy woord 'n verkeerdheid in my menslikheid reggestel. Ek het dit gelees, die Heilige Gees het dit in my gemoed laat leer, en ek het met tyd
geleer om dit te leef. So hier en daar kom dit nog uit, vergewe my vir dit. Maar as 'n reël het ek daarom nie meer probleem nie. Die Bybel kan verkeerdhede regstel. Maar nog meer as dit. Die Bybel help ons om foute wat ons gemaak het reg te gaan maak. Niemand van ons is perfekte mense nie. Ons almal maak foute. En baie keer voel ons dan sleg en skaam amper so ek soos nou toe ek gesê het julle moet staan en sit en julle laat oefen net. Die idee was nie dat daar oefening in die kerk moes wees nie. Maar die Bybel help ons om foute reg te gaan maak. Want dit leer vir ons dat ons maar nederige, brose mense kan wees. Wat kan gaan sê, ek is jammer, ek het fouteer. Die Heilige Gees gebruik die Bybel om dit in ons te kweek. Help ons om die woordeskat te hê oor wat ons moet gaan sê. Help ons om die ingesteldheid en die denkwyse te hê wat ons nodig het om verkeerdhede uit te wys en reg te gaan maak. Die Bybel is 'n verskriklike kragtige boek. Ek vat julle vinnig gou weer terug net na laasweek toe met die inleiding. Ons het vir mekaar gesê, ons gemeente kan soos Bob the Builder wees, we can fix it. Ons kan gesonde gemeente, gesonde huisgesinne, gesonde samelewing in hierdie dorp kweek as ons dit grond op God se woord. Want dis die krag wat die Bybel in ons lewens kan hê. Dit verander alles. Opsommend sê Paulus vir Timoteus in vers 16, die Bybel kan 'n regte lewenstyl kweek. As ons stelselmatig die Bybel lees en ons leer dit en ons leef dit, dan kweek dit 'n lewenstyl by ons. En ek gaan vanoggend hierdie met absolute oortuiging vir jou sê. Die beste moontlike manier hoe enige mens kan leef, is as hy hierdie as die riglyn gebruik. As jy hierdie as die riglyn gebruik, is daar nie 'n beter lewe wat vir jou beskikbaar is nie. Dis die beste moontlikheid wat elkeen van ons het. Die lewenstyl wat God deur sy woord vir ons wil gee, is 'n lewenstyl, die enigste lewenstyl wat die moeite werd is om te gaan leef. Enige ander lewenstyl, lewensfilosofie gaan tekortskiet. Enige ander lewenstyl, lewensfilosofie gaan uiteindelik mense of jouself seermaak. Hierdie is die riglyn om 'n volle, goeie, gesonde lewe te gaan lei. Gebruik dit. Maak dit sentraal tot alles wat jy doen. Miskien sit jy vanoggend hier en dan sê jy, maar ek sukkel. Ek sukkel om die Bybel te lees. Het voel vir my die Bybel praat nie eintlik met my nie. Of ek verstaan nie eintlik wat hier aangaan nie. Wie het al so gevoel? As jy nie jou hand opsteek nie, jok jy nou. Ons almal het al so gevoel. Daar is sulke tye. Moenie moedeloos wees nie, asseblief moenie moedeloos wees nie. Ek wil 'n paar vanoggend praktiese tips gee, maar ek wil ook 'n belangrike ding sê voor ek daarby gaan uitkom. Elke gelowige gaan deur so 'n tyd. En dit voel vir jou, dit voel vir jou asof dit nie 'n impak maak nie. Ek het al maande lank Bybel gelees. Maar dit voel vir my, maar die Here praat net nie met my nie. Ek lees, ag ek het al hierdie storie gelees, ek het al hierdie deel gelees, ag ek ken eintlik al hierdie. Mens kan baie maklik op 'n punt kom om te sê, ag ek gaan maar ophou. Baie maklik. Maar weet julle wat gebeur? So 6 maande nadat jy 'n stuk gelees het, op 'n dag, is jy in 'n situasie. En dan kom die Heilige Gees en dan sê hy, onthou jy daai wat jy gelees het? Hier's dit nou, gebruik dit. En dit het al keer op keer met my gebeur. Moenie ophou lees nie. Hou aan lees. Laat dit toe dat die Heilige Gees dit eers in jou lyf en jou gedagtes gaan bære, sodat hy op die regte tyd daai skrifgedeelte vir jou aan die oppervlak toe kan bring, dat jy dit kan gebruik. 'n Paar praktiese goed om wel dalk te help. Hoe lees ons die Bybel? En ek gaan nou dalk op 'n snaakse punt begin, maar dis hoekom ek Hebreërs 4 vers 12 ook deel gemaak het van ons skriftlesing.
Hebreërs 4 vers 12 is hierdie verskriklike mooi opsomming oor wat die Bybel is. Nee, dis lewend, dis kragtig, dis skerper as 'n swaard met 2 snykante. Dit dring deur tot in ons siel, in ons murg, tot in ons diepste binneste. Dis wat die Bybel is. So as ons mekaar sê, hoe lees ons die Bybel, moet ons altyd onthou, ons kan nie die Bybel lees asof ons die een is wat die Bybel wil ontsyfer nie. Dis nie waarvoor die Bybel geskryf en geïnspireer was deur God nie. Die Bybel is vir jou gegee sodat hy soos 'n chirurgiese mes deur jou kan sny. So as jy die Bybel lees, as jy gaan om die Bybel te lees hom sodat die Bybel met jou praat en jou ontleed en jou oopmaak, nie jy die Bybel nie. Ek hoop dit maak sin wat ek vanoggend sê. As dit nie heeltemal sin maak nie, moenie te veel oor stres nie. Ek kan dit dalk 'n bietjie anders te verwoord. Gaan lees die Bybel onder leiding van die Gees. Die Bybel, net soos hy hier staan, gaan waarde hê vir enigiemand wat hom optel en hom lees, definitief. Maar die Bybel word net soveel kragtiger as ons dit lees onder leiding van die Heilige Gees. Want as ons dit lees onder leiding van die Heilige Gees, dan begin die Heilige Gees dit vir ons oopbreek. Begin hy ons oë oopmaak vir spesifieke gedeeltes, woorde, dit wat hy op daardie oomblik vir jou wil sê. Lees dit onder leiding van die Heilige Gees. Dit beteken, ons kan nie die Bybel lees as ons dit nie in gebed lees nie. Ons kan nie na die Bybel toe gaan as ons nie eers in gesprek met God tree nie. En vir God kom sê, Here, praat met my. Here, lei my vanoggend. Here, help my. Wys vir my uit. Hoe, wat, waar. Maak dit prakties tot jou lewe. Ek dink baie van ons gaan lees die Bybel, maar net om te lees. Ons moet net gou 'n stukkie lees. Maar maak dit prakties. Vat jou probleem, vat jou worsteling. Vat dit na die Here toe in gebed. En dan maak jy die Bybel oop en sê, Here, gee vir my nou antwoorde. Wys vir my die rigting, help my, lei my. Maak dit prakties tot jou lewe. Here, ek kort raad oor hierdie. Here, ek wil weet wat ek hier moet doen. Gaan dan na die Bybel toe en kyk hoe die Heilige Gees dan met jou begin werk deur God se woord. Lees aan die begin wat vir jou lekker is. Dit klink nou dalk vreemd, maar niemand wil in Numeri begin nie en geslagsregisters lees nie. As dit waar enige gelowige gaan begin, gaan jy mismoedig raak, jy gaan dink is vervelig en jy gaan ophou. So moet net nie daar begin nie. As jy vanoggend hier uitstap, jy weet wat vir jou goed en lekker is. Begin daar, gaan lees dit. Ek wil jou eintlik aanmoedig om altyd dele te lees wat vir jou goed en lekker is. Daar's baie verskillende maniere. Ek het dit vroeër ook gesê toe ek gepreek het oor hoe hoor ons God se stem. Ek verkies om die Bybel kronologies te gaan lees. Ou Testament en Nuwe Testament afwisselend. Begin in Genesis, begin in Matteus en wissel dit af. Dat as jy by daai gedeeltes kom wat jy bietjie deur moet worstel, dan is dit vir jou makliker want jy wissel dit af. As daar dele is wat jy moet skiep dit. Moenie skuldig daaroor voel nie, dis oukei, jy kan altyd teruggaan. Moenie skuldig daaroor voel nie. Daar's 'n groot waarde om eers die Bybel van begin tot agter deur te lees. Groot waarde. Maar jy kan maar eers groei in jou geloof en begin met die basics en dan sien toe begin beweeg. Jy kan selfs elke keer 'n psalm of 'n spreekgedeelte gaan lees. Wat jy weet altyd iets daar met jou gaan praat. Daar's verskillende maniere, daar's verskillende programme, ons is verskriklik bevoorreg, jy kan jou selfoon oopmaak, jy kan leesplanne volg op apps, daar's soveel opsies. Ek wil jou vanoggend eintlik maar net aanmoedig om te begin. Al is dit ook moeilik. Al is dit moeilik, probeer net, begin. En dan wil ek vanoggend laastens by 'n gedeelte stil staan, en eintlik sluit dit aan by om die Bybel onder leiding van die Heilige Gees te lees. En dit gaan oor die konteks. Dit gaan oor die interpretasie. Dit gaan oor, dalk sit jy vanoggend en jy sê, maar daar staan nou soveel verskillende idees oor hierdie boek. En daar's soveel in die verlede al dwaalleer gewees uit hierdie boek. Daar's soveel misleiding al gewees uit hierdie boek. Wie moet ons nou eintlik glo? Watter kerk is nou eintlik reg? Nee, al hierdie vrae wat rondom die Bybel daar staan. En ons moet dit ernstig opneem, eintlik is dit dalk 'n heeltemal aparte preek voor nodig, maar kortliks wil ek vanoggend dit net sê op grond van ons gemeente. Ons gemeente vat die woord soos hy is. Dis ons eerste beginplek.
En ek glo met my hele hart dat as ons die Bybel onder leiding van die Heilige Gees lees, die Bybel soos wat hy hier is, met elkeen van ons sal praat. Ons begin daar. Maar ons is ook reg en gereed om bietjie dieper te gaan. En dit beteken ons lees tog die Bybel in konteks. Ons lees hom tog op so 'n manier dat ons probeer verstaan wat was God se oorspronklike bedoeling hier. Toe hy iemand geïnspireer het, 2 Timoteus, om dit vir ons neer te pen. Wat was God se bedoeling toe? En daarom het ons baie respek vir die tyd, era, manier hoe die Bybel tot stand gekom het. En daarom is ons bevoorreg dat ons elkeen op verskillende vlakke en maniere maar sekere geleerdheid bekom het. Dis hoekom ons dankbaar is, ek hoop julle is dankbaar, dat ek en Gert gekwalifiseerd is om sekere ontledings van die Bybel te kan doen en in preke en in Bybelstudies vir julle te kan deurgee. Maar dit hoef nie die beginpunt te wees. Inteendeel, ongelukkig kan mens maklik in die teologie vasgevang raak as dit jou beginpunt is en jou beginpunt nie in gesprek met God onder leiding van die Gees is nie. Daar's groter waarde daar as met al die geleerdheid wat enige mens moontlik kan bekom. Die Bybel in 'n kind se hand. Jy kindertjies, julle moet nou vinnig vir 'n oomblik luister. Wanneer julle hom lees, is hy die kragtigste boek nog ooit. Kragtiger as in my hand. Hoekom? Want julle het nog opregte geloof. Dis hoekom die Bybel sê elkeen van ons moet soos kindertjies word. Die Bybel lees en dit leef. Dit is eintlik so eenvoudig soos wat dit is. Lees dit, vat dit, leef dit. Die Bybel is die eerste hoeksteen van ons gebou. Ek wil jou vanoggend uitnooi om dit te vat en 'n hoeksteen vir jou lewe te maak. Om jou lewe daarop te gaan grond. Ek wil jou uitnooi om vanoggend onder gebed vir die Here te vra, wat moet jy dalk verander? Wat moet jy dalk begin bydoen? En ek wil jou inspireer, maak nie saak waar jy begin of hoe klein jy begin nie, al is dit 'n vers 'n dag. Ons lees nie net 'n vers uit konteks nie, dis deel van die konteksgesprek, maar al is dit al waar jy begin vandag. Begin daar. En laat die Heilige Gees toe, laat dit groei. Sodat, vers 16 net 'n sodat. En dis 'n ongelooflike belangrike sodat. God het die Bybel vir ons gegee, sê hy, om al hierdie dinge te kan doen, maar met 'n doel. En wat was die doel? Vers 16 sê vir ons, sodat elke gelowige volledig toegerus kan staan in diens van God, om sy taak, die roeping wat hy vir jou gegee het, in hierdie wêreld te kan doen. Daar's 'n doel. Daar's 'n doel met jou lewe. Hierdie gaan vir jou die rigting aandui. Hierdie gaan vir jou die weg wys, sodat ons as gemeente, geloofsgemeenskap, in diens van God kan staan, toegerus vir die werk wat die Here aan ons opdra. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord. Dankie vir alles wat ons kan leer. Dankie dat ons vanoggend ook dit tot ons beskikking het. Dankie dat ons dit in ons lewens kan inneem. Here, ons wil ons gemeente op u woord bou. Here, ons wil ons lewens op u woord bou. Kom voed ons daardeur, Here, sodat ons sal groei tot volwasse gelowiges wat gereed is om u dienswerk te doen. Amen. Ek gaan nou geleentheid gee vir die dankoffer om opgeneem te kan word. Terwyl dit opgeneem word, is daar 'n klompie afkondigings. Eerstens, Tannie Annemarie het vir my gevra dat Tannie Rita van Rensburg se begrafnis Woensdag 11:00 by die ouete huis sal wees. So net vir kennisname vir wie dit sal graag wil bywoon. Dan open ons kategese vanoggend weer. So alle ouers, ons vra dat julle asseblief saam met die kinders na die erediens hier in die gebou sal agterbly. Ek wil sommer dan ook vir al ons nuwe gesinne baie welkom sê vanoggend en ons sien uit dat julle ook hier is. Ek het so 'n paar gesigte wat nuut is gesien. So julle is verskriklik welkom om na die tyd agter te bly.
As dit dalk nuwe intrekkers is wat nie gesinsgebonde is nie, nooi ons julle uit na die tee toe en daar is ook nuwe intrekkervorm, nuwe lidmaatskapvorms daar agter by die voordeur beskikbaar. Meld asseblief aan, ons wil graag julle deel maak van ons gemeente. Dan begin ons program, normale weeksprogram hierdie week weer teen volle. So ons SKJ vir al ons hoërskooltieners is Woensdae van 5:30 tot 7:00 in die jeugsentrum. Al ons hoërskoolleerders is daar baie welkom. Ons BKJA, dit is vir al ons jong werkendes, jong mense wat belydenis al afgelê het, elke donderdag om 6:30 in die jeugsentrum. So al ons jong mense, julle is baie welkom ook daar elke donderdag. Ons koningskinders begin weer hierdie Vrydag. Dit is vir al ons laerskoolkinders. So julle is baie welkom elke Vrydagmiddag 2:00. Dis sommer net 'n lekker middag, 'n ontspannende middag waar ons lekker saam sing en kuier en speel. So kom geniet dit, begin jou naweek op hierdie manier lekker elke Vrydagmiddag vir al ons laerskoolkinders. Ons gemeente Bybelstudie begin ook dan môre weer om 10:00 in die jeugsentrum. So julle is baie welkom daar, almal wat dit kan bywoon, en dan ook die woordbyeenkoms by Eliza Little. Dis elke Dinsdag weer en dit begin hierdie Dinsdag dan om 10:00. So almal is ook welkom daar wat dit kan om dit daar by te woon. Dan ons kerkkamp. Ons jaarlikse gemeentekamp is die naweek van die 7de tot die 9de Februarie, so dis regtig om die draai. As jy nog kan en jy wil saam gaan kyk of jy asseblief nog 'n plek kan bespreek kry, jy kan 'n kampgewys naby D29 probeer bespreek, dan is ons almal redelik by mekaar, of as jy dalk nog op 'n manier 'n huisie kan kry, is jy natuurlik daarvoor ook welkom. Ons vra asseblief dat die wat wel gaan kamp, dat julle vir Tronel asseblief net sal laat weet. Ons wil begin kyk na die getalle, dat ons dit kan finaliseer om seker te wees, dat ons weet hoeveel mense gaan en die kosse reg kan voorberei ensovoorts. As jy enige vrae het, asseblief kontak die kerkkantoor of sommer vir my ook, julle is baie welkom, dan help ons graag. Dan het ons vrouediens 'n heerlike oggend wat met die tema as vriendinne saamkuier. Dit vind plaas die 1 Maart. Dit gaan die oggend hier by die kerkterrein wees. Dis R150 per persoon. Kaartjies is beskikbaar by Bertha, Drini of Daleen. So al ons vrouens, julle is baie welkom om die oggend saam by te wees. En Nicolette Steele is dan die spreker wat vir die oggend hier gaan wees. Dan ook net vir ons vrouediens, volgende Sondag het ons vrouediens na die erediens 'n vergadering. So al ons vrouens is daar baie welkom om in te skakel. Ons vrouediens is regtig besig om te floreer en soveel dinge te doen en aan te pak, en dit is lekker. Jy skakel in daar waar jy voel die Here jou roep, wat vir jou goed is en lekker is. So daar's soveel terreine waar jy kan inskakel. Woon asseblief volgende Sondag by, en dan sal jy ook bietjie meer daaroor hoor. Ek dink dis dan al die afkondigings. Dan gaan ons vinnig na 'n video kyk oor ons jeugkommissie, dit waarvan ons jeugkommissie alles doen en betrokke mee is. So geniet gou die kort video. Die jeugkommissie van ons gemeente neem verantwoordelikheid om ons jeugprogram en aktiwiteite te beplan en uit te voer. Die jeugkommissie het in 2017 besluit om met 'n visie vir ons jeug te werk. Ons wil graag jong mense leer om in 'n verhouding met God te leef. Daarom is alles wat ons doen gemik om hierdie doelwit te kan bereik. Ons bied vir ons jeug kinder- en kleuterkerk op Sondae tydens die erediens. Ons het kategese vir ons graad 1 tot 11 leerders. Ons het Woensdae jeugaande vir ons tieners en Donderdae kom die BKJA vir ons jong volwassenes bymekaar. Ons koningskinders, vir al ons laerskoolkinders, kom elke Vrydag middag by die kerk om 2 uur bymekaar.
en ons hou jaarliks 'n baie lekker kategese kamp. As die Here dit op jou hart druk om by die jeugkommissie of enige van die jeugbedieninge betrokke te raak, kontak gerus vir Jan van der Laarse of vir Dominee Ulrich. As jy deel wil word van die jeugkommissie of enige van daai bedieninge, asseblief laat weet ons, dit is so lekker groot belangrike deel van ons gemeente se funksionering. So jy is baie welkom as jy nog nie betrokke is nie. Laat weet my gerus. Ons gaan afsluit vanoggend met ons gemeentelied. Ek glo julle begin hom al hoe beter al leer ken, alhoewel dalk in die vakansietyd het jy hom so bietjie weer vergeet. Maak die saakie, luister lekker en wanneer jy gereed is, sing lekker saam met ons. Die gemeentelied is geskryf om ons gemeentevisie te verwoord en daarom sing ons dit as 'n belydenis oor dit wat ons glo die Here vir ons gemeente wil hê. Kom ons staan en dan sing ons dit lekker saam. Van die Here. Die genade van God ons Vader en die liefde van sy Seun Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen van julle wees en bly. Amen.